Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW Bediening aan die kant van Atlantis. Ek groet alle kykers in Suid-Afrika en selfs hulle wat natuurlik oral rondom die wêreld is en wat met ons ingeskakel is, natuurlik op die webwerf. Ons dank die Here dat die Here natuurlik hierdie tipe tegnologie in plek gesit het, sodat die nuus van die Here, die evangelie boodskap, tot op die uithoeke met 'n supersnelheid natuurlik mense se harte kan bereik. Maar vanaand wil ek bedien uit die boek van Handelinge 28 en die tema van hierdie woord is niks anders die aanval op die genade. Die aanval op die genade van God. Ons lees saam vanaand in die boek van Handelinge 28 Paulus op die eiland Melite. En eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word. En die inboorling het ons buitengewone menslievendheid bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op 'n vuur gesit en 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar wat die goddelike wraak nie laat lewe nie. Al is hy uit die see gered, maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie, en hulle het verwag dat hy sou swel en skielik dood neerval, maar toe hulle lang gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur nie, het hulle van gedagte verander en gesê dat hy 'n god was. Nou het die hoof van die eiland, wie se naam Publius was, in die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad. En hy het ons ontvang en 3 dae lank vriendelik geherberg. En die vader van Publius het siek gelê aan koors en buikloop. En Paulus het ingegaan na hom toe en nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. En hierna het ook die ander wat siektes gehad het op die eiland na hom gekom en is genees. En hulle het ons ook baie eerbewyse betoon en toe ons sou afvaar, ons van die nodige voorsien. Vader, seën die woord. Vader, heilig die woord, salf my tonglippe van klei in die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Here, laat die woorde van my mond, die oordeenkinge van my hart, U welgevallig wees in Jesus naam. Amen. Ja, jy het natuurlik vanaand vir my baie mooi gehoor. Die tema van hierdie boodskap is niks anders die aanval op die genade van God. Die aanval op die genade van God. Ek lees hierdie gedeelte rondom Paulus en ons sien natuurlik in die vorige hoofstuk dat Paulus hulle natuurlik op 'n bootrit was, weggevoer as medegevangenisse, maar in daardie nag het die engel van die Here ook vir Paulus besoeke, maar die Bybel sê daar het 'n geweldige storm op die see gekom, en die storm se naam was Euroclydon, en Euroclydon beteken eintlik in die Engelse vertaling 'n vibrant storm, dit is wat die naam beteken, en hierdie storm het natuurlik geruk, maar Paulus het die boodskap wat die Here deur die engel gegee het,
ook aan die skipper, aan die kaptein en aan die bestuur gegee, dat elkeen wat op hierdie skip bly, al slaan die storm, gryp na 'n stuk van die wrak, hou net aan die skip vas, en ons almal sal behoue bly. Paar oomblikke daarna gebeur het presies soos die engel van God hulle gewaarsku het, en die wat die boodskap geminag het, het God toegelaat, dat hulle ook sien dat Paulus was 'n ware man van God. Maar die gedagte vanaand is, dat voordat Paulus by die eiland uitgekom het, het God toegelaat in sy toelaatbare wil, dat hy deur hierdie geweldige rampagtige storm kom. En weet jy, vanaand wil ek net vasstaan op hierdie gedeelte, dat daar baie mense in die lewe is, wat eindiglik terwyl jy vanaand na hierdie beeldmateriaal kyk, is jou lewe nie in die beste plek waar het moet wees nie. Is jou lewe nie op die gemaklikste plek vir waar het tans moet wees nie. En waar jy jou tans vandaan bevind, is jy binne in pyn, en jy vra dalk vir jouself, pastoor, jy ken nie my situasie nie. Ek gaan deur 'n geweldige storm, die pyn en die seer is geweldig. Daar sommige mense wat sit in finansiële krisisse. Daar sommige mense wat sit in 'n geweldige toestand van siekte. En weet jy wat gebeur, wat vir my uitstaan is dit, dat dan vra ons altyd of ons kan maklik sê, dat die duiwel het nou net dit en dit en dit gedoen. Die Bybel sê in die boek van Jesaja 54 vers 17, dat selfs die verwoester is deur God geskape. En die ding moet ons verstaan. Alles wat God geskaap het, is aan God onderdanig, is aan God onderworpe. En ek wil vanaand praat saam met u, baie keer sien ons die duiwel in 'n storm, in 'n krisis, in 'n ramp wat ons op pad kom. Maar weet u wat, baie keer gebeur dit in die toelaatbare wil van die Here, want die Here weet presies, dat is hierdie einste storm en krisis waar jy jou tans in bevind, wat jou die nodige afronding gaan gee. Ja meneer, mevrou, u kyk na hierdie beeldmateriaal, en het my reg gehoor, dat jou storm, waarin jy jou tans bevind en jou stryd, was nog nooit deur God se toelaatbare wil gegee, om jou te vernietig en jou in 'n totale ongeluk te bring nie. Die storm wat daar is, daar's 'n les in, daar is baie wat God in hierdie storm toelaat, want binne in jou lewe draai jy 'n klomp waterlote, en waterlote van die krag van 'n vrug weg, die kwaliteit van dit wat die boom moet produseer. En baie keer gebruik die Here die storm om die afronding in die vrug te bring, sodat die produk wat na vore moet kom, 'n produk van kwaliteit moet wees. Ek het altyd genoem by baie van my predikasies, dat 'n mens moet jou blessing, moet jy meet aan jou storm. Hoe groter die storm sal jou sê, hoe groot jou seën gaan wees. En vanaand sit jy, en jy's in pyn, weet jy mamma, as jou kussing kan getuig van die stryd waardeur jy gaan, dan sal die kussing getuig van jou trane. Maar weet jy wat, jou stryd was nog nooit gegee, dat het jou totaal vernietig het. Daarom sê God in sy woorde, ek sal jou nooit toelaat, ek sal dit nooit toelaat. En jy moet my mooi hoor, ek gaan dit weer sê, hy sal jou nooit toelaat, hy sal dit nooit toelaat, dat jy ooit bo jou kragte versoek word nie. En hier sien ek, hier kom Paulus, en hulle spoel by hierdie Melitiese eiland uit. En die Bybel sê, hy beweeg, en terwyl hy beweeg, was daar die inboorlinge, was almal saam gewees, en hulle het 'n groot vuur aangesteek. Maar terwyl hy nader beweeg, sê die Bybel dat Paulus het stukke stompe gaan haal en het hierdie vuur gestoke. En nou die vuur in hierdie geval is, jy moet iets onthou, dat verteenwoordig godsdiens. Maar voordat ek daar kom, wil ek net jy moet gou die toestand sien.
Paulus kom deur die storm, beland op die eiland. 'n Eiland verwys na 'n plek van isolasie. Kyk hoe mooi wat gebeur. As ons baie keer deur krisisse en probleme gaan, dan sonder ons onsself af van baie mense. En wanneer ons van mense afsonder, dan bring jy jouself in 'n plek van isolasie. En weet jy dat die plek van isolasie is die mees gevaarlikste gebied waar jy vir jouself kan vind in 'n tyd waar jy deur ewige probleme en omstandighede gaan. Weet jy wat gebeur in die natuur wanneer 'n trop leeu's op jag is en hulle gaan op die veld en in die wild uit om vir hulle prooi te kry. Die leeu's val nie net aan nie. Daardie trop is so intelligente dat hulle scan deur die hele wilte en hulle sien wie is die dier wat die vulnerabelste is. En as hulle sien die dier wat vulnerable is, dan gaan hulle en hulle haal daardie een uit daardie trop uit en hulle bring daardie dier in isolasie. En as daardie dier in isolasie kom, dit is waar hulle by mekaar kom om daardie dier plat te trek, om dood te byt en om te geniet as maaltydte. Weet jy, baie keer as jy deur 'n storm gaan, dit is waar die Bybel praat van die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu soek na sy prooi om te verslind. Ja, my vriende, die plek van isolasie, as jy in 'n stryd is, moet jy nie gaan in 'n plek van isolasie nie. Jy moet sorg dat jy by 'n diens uitkom, want in die huis van die Here sal God jou sy antwoord gee. Dawid skryf in die boek van Psalm, hy sê dat die woord van die Here is 'n lig vir my pad en is 'n lamp vir my voete. Dawid het diep gesien dat wanneer jy in 'n stryd kom en jy kom in isolasie, dan kom jy in 'n plek van donkerte. Maar Dawid het ook gesien, terwyl hy in sy plek van donkerte is, as hy na die woord van God gryp, dan gaan daar vir hom 'n lig aan. Wanneer hy na die woord van God gryp, dan kry hy 'n nuwe sig. Wanneer hy na die woord van God gryp, dan kry hy 'n nuwe visie. En die woord van God het die manier om vir ons in ons donkerste uur 'n kompas te kan wees. Ons 'n mooi woord wat ons deesdae gebruik is 'n navigator, die Engelse woord navigator. The word of God will become our navigator. It will navigate us through the storm. It will navigate us through our dry seasons. It will navigate us through our desert periods. Ja, daar is woestyn episodes in ons lewe, periodes in ons lewe. Daar is stormagtige episodes in ons lewe. Daar is donker episodes in ons lewe. En terwyl Dawid hierdie Psalm dig, het Dawid dit deur sy ervarings het hy dit gedig om aan die kerk van God die boodskap na te laat. As jy in 'n plek van donkerte is, kry God se woord. En ek wil weer vanaand sê, as jy in 'n stryd is, moet nie by die huis sit nie. Sorg dat jy in 'n diens uitkom, want God gaan sy woord gebruik om vir jou te bereik. God gaan sy woord gebruik om vir jou die nuwe pad en die nuwe rigting aan te wys. Baie keer bring jou probleme vir jou by 'n doodloopstraat of by stopstrate. Ek het goeie nuus vir jou. 'n Stopstraat is maar net nog 'n padteken wat vir jou bring by 'n plek dat jy moet self kies. Gaan jy links, gaan jy regs of gaan jy regoor? Jy moet besluit vanaand, my vriende. Jou probleem waar jy is, het jou dalk gebring dat jy tot stilstand gekom het, maar dit wil nie sê dat jou lewe oor is nie. God maak dit vanaand, bring God dit onder jou aandag, jy kry weer 'n geleentheid om 'n nuwe keuse te maak. Die Bybel sê wie die seun het die lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Ons het die Here nodig. Die Bybel sê ook in die boek van Romeine 4:13, hy sê daar is geen skepsel onsigbaar voor die aangesig van die Here God, saam met hom met wie ons te doen het nie. In jou ellende, in jou pyn, in jou breuke, in jou seer, waarin jy jou vas vanaand kleef,
sien die Here jou raak. En daarom gebruik God sy manne om predikers te wees, om hierdie boodskappe uit te stuur, om jou te bereik, sodat jy natuurlik kan gryp na God se bonatuurlike, ontelbare skatrykdom, naamlik die genade, dat jy daarna kan gryp, sodat God sy barmhartigheid oor jou lewe kan uitstort. Hoe wonderlik is dit, om net te weet dat daar is 'n God, daar is iemand, terwyl die wêreld se grenslyne plat lê van morele ordes en waardes, terwyl daar nie meer 'n genoegsame regverdige reëls selfs in ons land is daar tog iemand, naamlik ons lewende God en selfs sy seun Jesus, wat vir ons die prys betaal het, sodat geregtigheid in ons lewe mag seëvier. Was dit nie vir hierdie storm nie, sou Paulus nooit by hierdie plek gekom het, by hierdie eiland uitgekom het nie. Die naam eiland beteken eintlik plek van isolasie, so die groep mense wat daar was op die Melitiese eilande, hulle was eintlik in 'n plek van isolasie. So die duiwel het hulle daar gehou, hulle gesien as prooi, en dat hulle dalk eendag onder sy heerskappy en mag, dat hulle verlore mag gaan. En weet jy my vriend, gaan dit vanaand sê, die Bybel sê, terwyl Paulus kom het hy stompe gestook, en terwyl hy die stompe stook, het die vuur groter geword, maar die Bybel noem daar het 'n adder uitgekom, en die adder het uitgekom weens die hitte, en aan Paulus se hand gebyt. En terwyl hy in die hand van Paulus byt, het hy sy hand geneem, en in die vuur afgeskit. Die mense wat op die eiland is, het kwaad geraak vir Paulus, hulle het hom gekritiseer, en hulle het gesê, hy is 'n ongoddelike wese. En hulle het gewag dat hy sou opswel, en dat hy sou dood neerval, maar toe dit nie gebeur nie, toe verander hulle se sienwyse. Met ander woorde, wat het vir my die boodskap gee, dat die een vir wie hulle aanbid het, was die adder gewees. Omdat die adder as jou bid, as jy vir jou byt, dan kan jy sterwe. So vir hulle was het soos 'n kuns gewees, dat uit hierdie dier uit, het hy die mag om mense se lewens te neem. En toe Paulus sy verskyning maak, en die dier byt natuurlik aan sy hand, en hy skud dit af in die vuur, dat hy uitbrand, het hulle hom blameer, maar toe hulle sien, dat hy nie opswel en neerval en doodgaan nie, het hulle begin te hom sien as 'n God, wat die ander God se plek vervang het. My liewe broer, my liewe suster, my vriend daar buite, wat vanaand sit voor hierdie kassie. Die Bybel sê dat die adder het uit die vuur uitgekom. 'n Vuur verteenwoordig godsdienst. Daar's baie vaders, geestelike vaders, wat vir ons almal vooruit gehardloop het. En hulle het vir ons gepreek, en hulle het vir ons alles gesê. Maar weet jy wat? Die tyd het aangebreek dat ons die godsdienst na die volgende vlak moet vat. Want in die ou godsdienst het dit nou tradisie geraak, en omdat die ou godsdienst tradisie geraak het, is daar nou 'n adder in die godsdienst. Ja, jy het my reg gehoor, daar's 'n slang in die godsdienst. Die duiwel verberg hom binne die kerk, want die Bybel sê in die boek van Timoteus, dat die afval sal in die huis van die Here plaasvind. Ek wil draai met hierdie woord. Die Bybel sê dat hy het gepik aan die hand van Paulus. Die hand het 5 vingers. En die syfer 5 het 'n fenominale betekenis. So syfer 1, elke syfer in die kolom van syfers het 'n geestelike betekenis. So syfer 1 verteenwoordig God, syfer 2 getuie, syfer 3 die 3 eenheid, syfer 4 om die aarde in besit te neem, syfer 5 die getal van genade. Hierdie gebeurtenis wat met Paulus gebeur het, was 'n profetiese heenwyse wat sal gebeur in die toekoms. Wel my vriend, ons is nou in die boek van Openbaring, en ons kan sien dat die duiwel vind elke manier, hy wend pogings aan om die mensdom in die aarde te beïnvloed en om hulle onder sy invloed te bring, want hy wil die menslike reis
Die menslike reis wil hy stop, want hy haat dit wat God in plek gesit het. En ons kan sien, dat wat die produkte wat hulle nou deur medikasie in die aarde bring, is besig natuurlik om die mense DNA te verander. Want die rede daarvoor is, want binne in die DNA van die mens is die naam van God geskrywe, uitgegrafeer. En omdat sy naam in die DNA is dit 'n duidelike bewys dat jy God se eiendom is. Jy is nie net 'n produk van God nie, jy is sy eiendom. En nou gebruik hy die medikasie as die wapen om totaal hierdie DNA-stringe uit mekaar uit te ruk, te verbreek en te vernietig. Ja, jy het my reg gehoor. En dit is hoe ons nou lewe, waar ons nou begin te instap in die platform rondom die merk van die dier. En dit is wat die Bybel sê, dat vir hom wat die merk neem, vir hom is daar nie meer vergifnis nie. Waarom is daar nie meer vir hom vergifnis nie? Want die merke sal deur medikasie inkom en dit sal jou DNA vernietig. En as dit jou DNA vernietig, dan is die naam van God nie meer binne in jou DNA gegrafeer nie. En as daar die naam verwyder word, sal hierdie skrif in vervulling kom, wat die woord van die Here sê, in U naam, Here, hulle sal hulle sake bepleit, Here, in U naam het ons duiwels uitgedrywe, in U naam het ons geprofeteer, in U naam het ons werke van kragte gedoen. Van wie praat die Bybel hier? Verwys na die gesalfdes. Die Bybel praat selfs dat daar gesalfdes sal wees, wat onder hierdie groot verleiding sal val, en hulle sal ook gryp na hierdie verleiding. Ons kom en ons nader 'n verskriklike tyd, maar weet jy waarom? Want as die DNA vernietig is, dan is die naam van Jesus uit jou lewe uit, en die Bybel sê, in die boek van Johannes 1:17, hy sê dat die wet het deur Moses gekom, maar die waarheid en die genade het deur Jesus Christus gekom. So as ons vir Christus aangeneem het, dan het ons eintlik die genade deelagtig geword. Daarom my vriend, 'n mens gaan nie verlore omdat jy sonde en sondig doen nie. Jy gaan nie verlore omdat jy 'n sondaar is nie. Jy gaan verlore omdat jy die een verwerp wat met jou sonde kan deel. En sy naam is Jesus, die een wat vir ek en u gesterf het op die kruis van Golgotha, want dit was Jesus wat die genade in die aarde gebring het. En daarom het Jesus ook op sy woord, het hy daar natuurlik ook 'n verbond gesluit, en aan die hele wêreld deur die boek van Johannes gesê, hy sê, al wat die Vader in my hand geplaas het, ek sal nooit toelaat, almal wat die Vader aan my toe vertrou het, ek sal nooit toelaat dat hulle uit my hand uit geruk word nie. En die duiwel weet dit. Maar as een manier hoe die duiwel mense onder die genade kan uitkry, is wanneer hulle die merk van die dier het, dan sal die genade nie genoeg wees om hulle meer te bedek nie. My liewe vriend, dink jy dat die adder wat daar gepik het, was maar net symboliek, het gepik? Nee, dit was 'n profetiese heenwys dat Satan gaan 'n aanval op die genade launch. Hy gaan 'n aanval op die genade, en hy het nie net gekom na 'n gewone broer nie, hy het aan die gesalfdes aangebyt. En die Bybel sê, daai dag sal hulle sê, Here, U naam het ons geprofeteer, U naam duiwels uitgedrywe, werke van kragte gedoen. So, en gaan die Here sê, gaan weg voor my aangesig, ek ken jou nie. En die rede kom die Here sê, die Here kyk nie na ons 'n mooi gesig, ons 'n mooi klere nie, die Here kyk direk deur jou siel, en hy wil sien of sy naam in hierdie wese verskyn, wat voor sy aangesig staan. En daardie naam wat daar staan, kan alleenlik daar staan, as die merk nie sy plek geneem het nie. Maar sodra die merk in jou liggaam gekom het, dan sal dit die naam effekteer, en het sal die naam verwyder.
En dis waarom die Here sê, jy's nie meer my produk nie, jy's nie meer my eiendom nie. My liewe vriend, die uur is hier. Ons wag nie vir die uur nog om te kom, jy is al reeds hier. Maar wil jy nie vanaand 'n wyse besluit maak, terwyl jy weet, dat Satan het al sy strukture in plek gesit. Alles is in plek. Baie keer as dink ons, hierdie World Cups en alles wat afkom in die wêreld, is maar net World Cups. 'n Sisteme wat saam met die World Cup kom. Want daar moet sekuriteitsstelsels in plek gesit word, oor elke 200 meter gaan 'n lamppale op met kameras, civilian kameras. Dit is hoe die verdrukking, die proses, die voorbereiding vir die pad van verdrukking in plek gesit word. En vanaand, my vriend, voordat hierdie uur sy plek neem, stuur God sy boodskappers uit, sodat sy genade vir jou kan ruimte maak. As jy vanaand gereed is, om vanaand te sê, Here, ek gee my lewe oor. Die Bybel sê, hy sal jou nooit wegwys nie. Hy sê, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek sal jou rus gee, en ek sal jou nooit wegwys nie. En my vriend, as daar 'n persoon is wat 'n saligmaker is, 'n redder is, in 'n donker uur soos waarin ons al reeds lewe, want die sinne van die wêreld het ons almal blind gemaak, en ons kan nie sien dat die uur het aangebreek nie. Maar vanaand terwyl die boodskap uitgaan, en hierdie woord gaan uit, is dit soos Dawid sê, sy woord is 'n lig vir my pad. Sy woord is 'n lamp vir my voete. God stuur vanaand sy woord na jou, om die lig aan jou lewe aan te steek. My vriend, sodat jy kan sien wat is besig om jou te gebeur, dat jy vanaand 'n besluit kan maak, nie in jou donker uur, maar deur die lig na die Vader. As jy gereed is vanaand, en jy sê, pastoor, ek wil deel wees van hierdie gebed, dan wil ek jy moet vanaand jou oë toemaak, en bid saam met my, en ons vertrou die Here vanaand, vir daardie kragtige deurbraak, en dat jy van vanaand af, jou oor sal gee, en weet in jou hart, dat jy sy eiendom is. Kom ons bid saam. Vader, hier staan ek vanmôre, vanaand, as 'n goddelike wese, 'n wese vuil van oortredinge, 'n wese vuil van ongeregtigheid. Maar Here, u woord sê, wie die seun nie het nie die lewe nie. En daarom doen ek 'n beroep op die bloed van Jesus Christus, om my te reinig van al my sonde en my ongeregtigheid. Ek gee vanaand my hart oor aan u, en ek wil bid, Here, dat u my naam sal opskryf in die boek van die lewe, en ek bely, Here, dat ek sal bely voor my vriende, voor die hele wêreld, dat ek Jesus Christus as my persoonlike saligmaker vanaand in my lewe aanneem. Here, baie dankie vir die genade, en dankie dat hierdie genade boodskap vanaand na my toe kom, en vir my kom red, Here, en my bewus maak, die uur het aangebreek. Baie dankie, Here, in Jesus naam. Amen. My vriend, as jy vanaand hierdie gebed gebid het saam met my, dan is ek baie trots op jou, en ek weet dat jou siel het jouself weggebring om in 'n veilige plek te wees. Ek wil vanaand vir jou bemoedig, kry vir jou Pinksterkerk, en gaan besoek daar, dat jy die krag, die salwing, en die invloed van die Heilige Gees, en die rykdom van God se barmhartigheid, en die onskatbare waardes van God se dieptes in sy woord, dat jy dit kan geniet, en ook daaruit kan benefit. May the good Lord bless you, en ons sien mekaar volgende week. Totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.